Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons leef saam in liefdevolle herinnering aan Johnny Pretorius. Gebore 2 Desember 1952, oorlede 18 Februarie 2023. Ek wil net ook in besonder ons medelee weer eens betoon met Tannie Annette en Sonet, Albert, Quentin, Angela en ook vir klein Miaatjie ook. En ons dink aan julle in hierdie tyd ook. Ons weer is tragies, maar ons weet ook die Here is ons trooster. Hy bemoedig ons, hy help ons en hy stap hierdie pad saam met ons. Ons weet ook oom Johnny is veilig in die Here Jesus Christus. En daar waar hy is, het hy geen pyn, geen smart en geen lyding nie. En ons het die hoop in Christus om weer vir hom Johnny te sien aan die einde van tyd ook met die opstanding van die dooies. Kom ons hou die oë op Christus. Hy is die begin en die volëinder ook van ons geloof. Ons dink aan julle as gesin. Ons tree vir julle in ook in hierdie tyd en ons stap hierdie pad saam in die Here Jesus Christus. Sterkte in besonder Tannie Annette. En ek is baie dankbaar, die gesin, almal is daar. En julle is 'n hegte gesin ook, staan saam in hierdie tyd wat voor lê. Geliefdes, jy is baie welkom om die afskeidsgroet ook saam met my te lees. Jy gaan dit so vind op die eerste blaai, as jy oopmaak ook. En ek gaan graag vir ons so voorlees. Ons sal hom altyd onthou vir die sonskyn wat hy in ons lewe gebring het. Sy heengaan is vir ons swaar, maar laat ons nie in die duister nie, omdat God se lig vir ons die weg aandui. Ons weet, hy het hom opgeroep na sy ewige woning, om daar as sieraad te dien, dat sy liefde vir sy hemelse Vader, sy meelewing en opofferings vir ons wat nou agterbly, nie sonder beloning gebly het nie. Ons eer die nagedagtenis van Johnny, ons man, papa en oupa, met waardigheid en liefde. En dit van Annette, Sonet, Albert, Quentin, Angela, Mia, vriende en familie. En jy sal so op die volgende blaai ook vind, pragtige briewe. Ek gaan graag vir ons so voorlees. Briewe aan Johnny. John man, my hart is stikkend. Ons jarelange pad het tot 'n einde gekom. Jy was my rots, my liefde, my alles. Dankie vir soveel memories. Tot weersiens my man. Liefde, jou vrou. My liefste papa, ons is gebroke en gaan daddy so verskriklik baie mis. Ons het die wonderlikste memories saam, wat niemand van ons af kan wegvat nie. En ons twee sal dit vir ewig koester. We love you so very much. Lekker visvang in die hemel. Ons sien daddy gou weer. Liefde, Sonet en Albert. Hoe groet mens 'n pa wat jy nie wou groet nie? Jy groet hom met 'n seer hart. Maar weet, hy het sy doel op aarde vervul, deur 'n vriend, man, papa en oupa te wees, deur liefde en omgee, en soms ander bietjie te terg. Ons gaan papa baie mis, en ons beloof, ons sal na mamma kyk, en Mia altyd herinner, dat mense die klein goed in die lewe moet waardeer. Love you, Dad. En dan natuurlik hier aan die agterkant 'n mooi skets ook van Mia. Mia se skets van oupa ook as 'n engel. Mia, thank you very much. Oh shit, jy het alles seker nou uit, né? Maar vriende, baie dankie ook vir elkeen se mooi woorde en gedagtes. Geliefdes in die Here, kom ons begin ook hierdie erediens en kom ons sluit die oë in gebed. Onze Heer, onze Koning, Jesus Christus.
Ja, Here, selfs in omstandighede soos vandag, wil ons U steeds loof en prys en eer. En ons wil dankie sê vir U liefde, U groot genade, U hulp, U ondersteuning. Here, dankie dat ons weet, soos Romeine 8 getuig, dat U is vir ons. U is nie teen ons nie. Here, dankie dat ons kan bely en erken, dat U juis na die aarde toe gekom het, om ons te kom help, om ons te kom red, om vir ons uitkoms te bring, in die omstandighede, waarin ons ook is. Here, ons eer U ook, as die opstanding en die lewe, soos U self getuig in Johannes 11. Here, ons weet, dat U is nie die bron van dood nie. U is nie die oorsaak van dood nie. Ons weet volgens die Heilige Skrifte waar die dood vandaan kom. Dat die dood het ingekom as gevolg van die sondeval wat plaasgevind het. As gevolg van mens se keuse om nie vir U te volg en gehoorsaam te wees aan U nie, maar om eerder die duisternis te volg, gehoorsaam te wees aan die vyand. Ons weet deur die keuse van mens het die sondeval plaasgevind onder die misleiding van die vyand ook. En Here, ons verstaan wat die skrif vir ons leer. Nie net Ou Testamenties nie, maar ook Nuwe Testamenties, onder andere in Romeine 6, dat die loon van die sonde is die dood. Ons weet waarvandaan die dood kom, Here. Ons weet dis as gevolg van die sondeval, as gevolg van mense keuse. Here, U het heerskappy vir mens gegee. En mens, deur sy ongehoorsaamheid aan U, maar sy gehoorsaamheid aan die vyand, het hy heerskappy vir die vyand gegee. Daardeur die vervloeking wat ingekom het in hierdie wêreld. Ja, Here, ons dink baie keer U het die wêreld vervloek. U het die aarde vervloek. Maar dankie dat ons in die brontekste, ook in die letterlike vertalings kan sien, onder andere in Genesis 3, dat U kom na Adam toe, en U lig vir Adam in. U sê vir Adam, Adam, wat het jy gedoen? As gevolg van jou, is die aarde nou vervloek. Ons weet waarvandaan dit kom. Ons weet wat het gebeur, Here. Here, en daarom eer ons U, dat U ons nie gelos het, in hierdie toestand van dood, en toestand van sonde nie. Ons weet, Here, deur daai vervloeking wat ingekom het, is ons in 'n stikkende wêreld. 'n Wêreld besmet, met pyn en smart en lyding, met siekte, met dood. Ja, Here, ons weet, as gevolg van die sondeval, het ons vandag ook nie net die een geestelike vyand, die duiwel en die gevalle engele nie. Daarbij het ons mens nou die sondige natuur gekry, die vleeselement, wat die heeltyd teen U kies, en eerder vir sonde kies. Daarbij weet ons het ook die wêreld nou as vyand. Here, die vervloeking wat ingekom het, en die wêreld met sy dinge, aan die een kant, die begeertes van die wêreld, wat maak dat ons van U vergeet, en aan die ander kant, die sorge en pyn van hierdie wêreld, wat maak dat ons vir U blameer. Here, dankie dat ons weer eens net kan getuig, wat die skrif vir ons getuig, dat U is 'n goeie God. Psalm 34 vers 8, U is goed. Dankie Here, Jakobus 1 onder andere wat ook getuig, dat U is nie die versoeker nie. U word deur niemand versoek nie, en U self versoek ook niemand nie. As iemand versoek word, is dit deur die eie sondige natuur, onder die misleiding van wêreld en bose. Dat U is die gewer van die goeie dinge, nie die slegte dinge nie. U het nie aandeel aan sonde nie. U is lig, U is nie duisternis nie. En weer eens, U is vir ons, U is nie teen ons nie. Here, daarom eer ons U, dat U na die aarde toe gekom het, om die gevolge van die sondeval teen te werk. Dat U na die aarde toe gekom het, om vir ons vergifnis te bring, verlossing te bring van sonde, maar nog meer, dat U self gegee het, tot die dood toe, maar dat U opgestaan het. Deur die opstanding, Here, het U die oorwinning behaal, oor die sonde, oor alle vloeke, oor alle magte, oor alle kragte. Deur U opstanding
het U oorwinning behaal oor die dood wat ingekom het as gevolg van die sondeval. Ja, Here, ons blameer baie keer vir U. Ons dink dat U is die bron van dood. Ons dink U is die bringer van dood. Maar dankie dat ons uit die evangelie kan besef dat U is lewe. U bring lewe. Lewe hier, geestelike lewe, ewige lewe. U is die bron van lewende water vir elkeen van ons. En ja, Here, ons besef dat as ons sê dat U is die bron van dood en U het die dood kom oorwin, dan wil ons mos eintlik sê dat U het U self kom oorwin. Dat U het vir Vader kom oorwin. En Here, ons weet, dis 'n leuen. Dis nie waar nie. En Here, daarom bid ek vandag dat U regtig elkeen van ons ook sal help om te weet dat U is vir ons, nie teen ons nie. U is nie te blameer vir die slegte dinge nie. U is eerder die hoop. U is die uitkoms. U is die een wat ons nodig het. U is lewe op lewe vir elkeen van ons. Ja, Here, seën asseblief hierdie diens vandag. Lei ons so deur die inwerking van die Heilige Gees. Werk met elkeen van ons. En dat ons van môre as ons hier uitstap, nie gaan uitstap met die gedagte dat dis U skuld nie. Nie uitstap met die gedagte, maar U moet blameer word nie. Dat ons eerder sal verstaan wat die Heilige Skrif vir ons leer. Dat ons daarop sal staan en dat ons U sal vertrou vir die pad wat ook voor lê. Seën dit so vir ons asseblief, Here. En ek bid dit alles in die naam van ons Heer, ons koning, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, baie dankie. Kom ons gaan staan en ons gaan 'n toewydingslied ook tot eer van die Here sing. En dit is O Heer, my God. Ons gaan 'n elektroniese weergawe van Lance James gaan ons dan ook nou voorhou. Maar vir verskyn. O Heer, my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, volke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juist my redder, my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skerm komt het saam, hoe heerlijk hier die grote naam.
die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want jullie hele schermen het saam, hoe heerlijk die grote naam. Dan moet ek juich my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want jullie hele schermen het saam, hoe heerlijk die grote naam, hoe heerlijk die grote Here, die familie het ook vir my versoek om Psalm 23 voor te hou as 'n skrifgedeelte en dan Psalm 23 natuurlik ook om Johnny se gunsteling teksgedeelte gewees. So baie groot voorreg vir my om dit ook so voor te hou. Ek gaan wel vir ons lees uit die letterlike vertaling, die ou Afrikaanse vertaling wat nader aan die oorspronklike Hebreëus ook is. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Hemelse Vader, Heilige Gees, drie-enige God, lewende God. Baie dankie dat U ons God ook is. Baie dankie dat U 'n God van verhouding is. Dat U ons geroep het tot verhouding met U. En dankie as God van verhouding dat U ook God van kommunikasie is. Dat U Uself aan ons bekend maak, dat U Uself openbaar, dat U met ons praat. Dankie vir al die verskillende maniere wat U Uself bekend maak, maar in besonder baie dankie vir die Heilige Skrifte. En dankie vir die Heilige Gees wat ons lei in die Skrif en die Skrif vir ons oopbreek. Here, voorwaar ek bid dat U ons ook nou sal seën in die lees van die woord, dat U die prediking ook sal seën en dat die boodskap wat daar is helder en duidelik ook na vore sal kom. Dankie dat ons hierdie dinge so vir U kan vra en ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek lees graag vir ons Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Tot sover. Geliefdes van die Here Jesus Christus, soos ek sê om Johnny se gunsteling teksgedeelte ook. En Psalm 23 seker ek een van die bekendste tekste wat ons het in die skrif. Dis 'n teks wat 'n besonderse plek in baie mense se harte ook bekleed. Dis 'n Psalm wat troos gee, hoop gee, versekering gee. 'n Psalm wat van generasie tot generasie oorgedra word en van generasie tot generasie lewend bly. 'n Baie besonderse Psalm. Maar wat maak hierdie Psalm so uniek, so besonders, dat het so bekend is en so lewend bly? Psalm 23 is baie besonders, want dit dra 'n baie besonderse belofte.
'n belofte wat vasgevang is in 'n verskeidenheid van beelde en beskrywings. Die psalmskrywer gebruik 2 beelde waarmee hy vir God beskryf. Die eerste is die bekende beeld van 'n herder, wat ons almal ken en weet, en die tweede beeld wat ons baie keer miskyk is die beeld van 'n gasheer. Deur hierdie 2 beelde word sekere eienskappe van God vir ons ook nou belig en vir ons deurgegee. Nou wanneer ons gaan kyk in terme van die herdersbeeld, is dit belangrik om te kyk na die herders in die ou Oosterse konteks. Die ou Oosterse herders was heeltemal anders. Die verhouding met die skape was heeltemal anders as vandag se herders. Die herder het sy skape geken, maar die skape het ook die herder geken. Hulle was getrou gewees net aan hulle herder. As enigiemand anders hulle geroep het, het hulle eenvoudig nie gegaan nie. Hulle wag vir die stem van hulle herder. Pragtig om hierdie verhoudings, hierdie vertrouensband ook te illustreer. En die herder byvoorbeeld voorgestel en die skape het die herder gevolg. Nie soos vandag se herders waar jy die skape as te ware moet aanjaag met honde of stokke of wat ook al die geval is en hulle forceer om te gaan waar jy wil hê hulle moet gaan nie. Nee, die verhouding tussen die herder en sy skape was 'n noue verhouding gewees. Hulle het mekaar geken en daar was 'n vertrouensband gewees. Daarom ook Christus in Johannes 10 wat sê ek is die goeie herder. My skape sal na my stem luister en hulle sal my volg. Alles gebou op hierdie verhouding tussen die herder en sy skape. Nou geliefdes, watter eienskappe van God word belig deur hierdie herdersbeeld? Ons sien onder andere God se sorg en voorsiening. God voorsien in weide, in water, in 'n plek van rus en vrede. In al ons basiese behoeftes, dit wat ons nodig het vir die lewe. Nou weer eens is dit noodsaaklik om hierdie verse te verstaan ten opsigte van die omstandighede in Palestina. In die semi-woestyngebied van Palestina is water en weide skaars. Ons lees baie keer hierdie verse en dan dink ons aan Suid-Afrika met sy groot groen weivelde. Nee, dis 'n woestyngebied hierdie. Wat volop is in daai woestyn is klippe. Met ander woorde, die skape is totaal afhanklik van die herder om hulle te lei na die water en die groen weiveld en so meer. Weereens 'n vertrouensband wat daar is. En die beginsel dat die herder selfs in die moeilikste omstandighede vir sy skape sorg en voorsien. In hierdie woestyn is daar hier en daar groen polletjies gras oral versprei. So weer eens die skape is afhanklik van die herder om hulle te lei na hierdie groen weiveld. Met dit kom ons dan juist by die volgende eienskap van God. En dis die leidende funksie. Dat die Here lei ons op die regte paaie. Die paai wat hy wil hê ons moet loop. Die paai tot eer van sy naam. Die paai van reg en geregtigheid. Ek bevestig weer eens, die herder stap voor en die skape volg. 'n Leidende funksie wat die herder het. Weer eens noodsaaklik vir ons as skape om wel te luister na die stem van die herder en die bereidheid te hê om die herder te volg. Ons het baie keer die geneigtheid ons wil voorstap en ons wil vir die Here sê, nee, ons moet volg, ons moet luister. 'n Leidende funksie. Ja, al gaan hierdie paai soms deur moeilike omstandighede, gee God die nodige krag dat ons ook volhard op hierdie goeie paaie tot die eer van sy naam. Laastens, geliefdes, word God se beskerming ook vir ons belig. Die herder beskerm sy kudde deur diep donker klowe in die Judaberge. In Hebreëus is dit bekend as wadies. Hierdie wadies is 'n plek van angs en onsekerheid. Dis 'n skuilplek vir rowers en vir roofdiere. Die skrywer gebruik hierdie beeld om vir ons aan te toon dat die herder selfs in die grootste gevare by sy kudde is en hulle beskerm.
'n mooi beeld word hier vir ons deurgegee. U stok en u staf vertroos my. Die stok word gebruik om rowers en roofdiere mee af te weer, terwyl die staf gebruik word om die skape nader te trek en by die herder te hou. En hiermee word die omvattende beskerming van die Here ook vir ons geteken. Geliefde in die Here, wanneer ons oorgaan na die beeld van die gasheer, dan sien ons dat al drie die eienskappe wat ons gevind het by die herdersbeeld, word weer eens herhaal en weer eens vir ons beklemtoon. Ons sien onder andere God se leidende funksie met die woorde, U berei die tafel voor. Met ander woorde, U laat my aansit. Ons sien weer eens die Here se beskerming. Ek sit aan teenoor my teestanders. Hulle moet toe kyk. En ons sien weer eens God se sorg en voorsiening met die woorde, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. 'n beeld wat dui op verering vanaf die gasheer aan sy gaste, maar ook 'n beeld wat dui op sorg en voorsiening. Die gevolg dan ook van die psalmskrywer se verhouding met sy gasheer is 'n blyplek in die huis van die Here, vol goedheid en liefde tot in lengte van dae. Ja, tot in aller ewigheid. 'n ewige lewe. Geliefdes, ons het dus uit Psalm 23 'n aantal eienskappe van God geïdentifiseer. Hy is soos 'n herder vir sy skape, hy is soos 'n gasheer vir sy gaste. Hy lei, hy beskerm en hy sorg en voorsien vir ons. Maar soos ek vroeër gesê het, is hier 'n besondere belofte. 'n Belofte wat hierdie bevestiging vir ons gee, hoekom die Here kan optree as ons herder en as ons gasheer. Hierdie boodskap, hierdie belofte, lê opgesluit in die naam van die Here. Die Here word net aan die begin en aan die einde van hierdie psalm gebruik. Dis 'n ou Hebreëse stylfiguur, bekend as 'n inklusia. Deur die naam van die Here aan die begin en aan die einde te plaas, word daar 'n raamwerk gevorm waarbinne die inhoud as te ware kan funksioneer. Die klem van hierdie psalm is nie die herder nie. Die klem van hierdie psalm is die Here. In Hebreëus word die Here weergegee deur die benaming Jahwe. Jahwe beteken ek is. Ek is met jou. Ek is. Ek bestaan. Ek is werklik. En ek is met jou. Ek is teenwoordig. Nie 'n ver af God nie. 'n God wat by jou is. Ek is. In vers 3 bring die psalmskrywer doelbewus die woorde in om sy naams ontwil of ten eer van sy naam. Hy vestig weer eens die aandag op die naam van die Here Jahwe. Ek is. Ek is met jou. Psalm 23 gaan dus eintlik oor die teenwoordigheid van God. Dat hy deur sy naam gebind is aan sy kudde. Dit gaan nie net oor 'n herder nie. Ek dink ons het agtergekom, nou daar's baie meer diepte. Maar dit gaan oor Jahwe. Dat Jahwe is gebind deur sy naam aan sy kudde. Dis sy eiendom. Later gaan die psalmskrywer 'n stap verder en hy sê vir ons reguit hoekom hy nie vrees het nie met die woorde, want U is by my. U is Jahwe. Ek is met jou. Weer eens die teenwoordigheid van Jahwe wat gebind is aan sy kudde deur sy naam. Hierdie belofte van God se teenwoordigheid lê ook opgesluit in die woorde ek sal bly in die huis van die Here. Waarna verwys die huis van die Here? Daar's twee moontlikhede. Dit kan verwys na die tempel in Jerusalem wat nog in Dawid se tyd gebou moes word. Maar dit kan verwys na die tempel in Jerusalem of dit kan verwys in die algemeen na die hemel. Maar onderliggend aan beide hierdie moontlikhede is die gedagte van God se teenwoordigheid. Die tempel in Jerusalem was geassosieer met die teenwoordigheid van Jahwe. Dis waar Jahwe onder sy volk woon. En ons uiteindelike verwagting van die hemel is ook om vir ewig
in die teenwoordigheid van die lewende Heer te kan wees. Dit gaan oor God se teenwoordigheid. Geliefde, gun my die geleentheid. En dink aan Tanya net, hulle ken my. Ek moet ook 'n bietjie bekering preek, natuurlik. Veral in sulke geleenthede. Maar geliefdes, ek wil dit weer bevestig. Die hemel gaan oor die teenwoordigheid van God. 2 Tessalonisense 1 vers 9 getuig Paulus dat die hel is die afwesigheid van God se genade. Die afwesigheid van God se teenwoordigheid. Dis die twee teenpole. Nou geliefde in die Here, ek dink almal van ons wil graag hemel toe gaan. Want dit klink beter as die ander plek. Ons wil nie na die ander plek toe gaan. Maar ons moet onsself dan afvra, hoekom wil jy hemel toe gaan eendag? Is die hemel regtig 'n prioriteit? Almal van ons wat hier is wil graag gered wees. Maar hoekom? Gaan dit oor jou en my? Ek wil graag gered wees. Ek wil graag in die hemel wees. Geliefde, ek wil vandag vir jou reguit sê, die hemel gaan nie oor jou en my nie. Die hemel gaan oor God. Dit gaan oor die ewige teenwoordigheid van God. En daarmee wil ek vra, as ons in hierdie lewe nie eens tyd in God se teenwoordigheid wil spandeer nie, wat gaan jy eendag soek in die hemel? As ons in die lewe nie eers wil Bybel lees, bid, stil raak by die Here, kerk bywoon, aktief wees vir die Here, al hierdie dinge wat gaan oor God se teenwoordigheid, as ons dit nie eers in die lewe wil doen nie, wat gaan jy eendag doen in die hemel? Wat gaan jy doen vir ewig in die teenwoordigheid van God? Gaan baie vervelig wees vir jou. Miskien maar net om vir onsself te vra, waar is ons prioriteite? Ons wil almal gered wees. Maar het ons die vrug daarvan al in die lewe? Soek ons God se teenwoordigheid nou al, oral waar ons kan? Of gebruik ons maar net vir God wanneer dit ons pas? 'n vraag vir elkeen van ons. Waar is ons prioriteit? Is ons so vasgevang in die lewe of het ons die ewigheidsperspektief? Want 'n kind van die Here het die grootste verlange in sy hart, dis om in God se teenwoordigheid te wees. Al bly ons eendag nie eens in paleise nie, maar ek wil amper sê in kajaks of shanties. Dis nie wat saak maak nie. Jou beloning is nie wat saak maak nie. 'n kind van die Here wil in die teenwoordigheid van die lewende God wees, nou al en vir ewig hierna. Dis waaroor die hemel gaan. Verstaan ons dit vandag? Het gaan oor God, het gaan nie oor ons nie. Geliefdes, ons God is nou al reeds teenwoordig en ons God, deur sy genade, maak dat ons sy teenwoordigheid hier al kan beleef en die volheid daarvan kan beleef in die lewe hierna. Ek wil dit ook bevestig, ons God is nie 'n ver af God wat net toekyk en ons oorlaat aan ons eie lot nie. Daar's 'n lied, ek dink is Betty Midler, God is watching us from a distance. Ek wil vandag vir jou ook reg sê, dis nie ons God daai nie. Dis die God van deïsme. Die God van deïsme, volgens deïsme sê dat God het geskep en God het ons verlaat. En hy kyk nou maar net toe en los ons aan ons eie lot. Nee. Ons God, die God van Skrif, is 'n God wat teenwoordig is 'n God wat aktief betrokke is in sy kinders se lewens. Hoeveel van ons kan dit keer op keer getuig? Beskerming, leiding, sorg en voorsiening, dat God is met ons en by ons. Omdat God teenwoordig is, kan hy optree as ons herder en as ons gasheer. Omdat God met ons is, kan hy voorsien in ons basiese behoeftes. Hy kan ons beskerm en hy kan ons lei op die regte paai tot die eer van sy naam. Ja, geliefdes, soms is die paai swaar en moeilik. Die psalmskrywer het ook geweet van die slegte dinge in hierdie lewe. Hy druk dit vir ons mooi uit deur woorde soos die dal van dood, skaduwee, onheil, teestanders. Die psalmskrywer het geweet van hierdie dinge ook.
Maar belangrik, hy het nie vir God blameer nie. Hy het nie vir God die skuld gegee. Geliefdes, ons is baie keer geneig, as daar moeilikheid oor ons kom, of slegte dinge, of met die groet van 'n geliefde, dat ons baie keer vir God wil kwaad wees, en vir God wil blameer, en vir God die skuld wil gee. Maar ek wil weer bevestig, ek het dit aan die begin gebid, en ek wil dit net vinnig weer noem. Ons God is volgens Jakobus 1 die gewer van die goeie dinge. Die skrif getuig keer op keer dat God is goed. God is lig. Hy is nie duisternis nie. Hy het nie aandeel aan sonde van mense nie, en so meer. Ons weet waarvan kom slegte dinge in ons lewens. Ons weet dit het ingekom as gevolg van die sondeval, en ons weet tot vandag toe sit ons met hierdie 3 geestelike vyande. Die bose wat alles in hulle vermoë doen om jou te mislei, en jou verhouding met God te probeer knak. En die bose wat werk deur die mens met sy sondige natuur wat teen God kies, vir sonde kies, heeltyd. En die bose wat werk deur die wêreld. Die wêreld met sy misleiding en verleiding en begeertes, wat maak dat ons vergeet van God. Die wêreld met sy pyn, smart en lyding, wat maak dat ons kwaad raak vir God, en God blameer. Die skrif is baie duidelik hieroor, ons het hierdie 3 geestelike vyande. En ek wil by dit ook sê, om 'n kind van die Here te wees, is nie maanskyn en rose nie. Ons dink dat ons as kinders is van die Here, gaan alles net goed gaan. Nee. Die Here sê vir ons die teendeel. Johannes 15, dan sê die Here ook vir sy disippels, die wêreld gaan my haat, die wêreld gaan julle haat. Die wêreld gaan my vervolg, die wêreld gaan julle vervolg. Paulus getuig in 2 Korintiërs, in 2 Timoteus 3 ook, dan sê hy dat almal wat godsvrugtig wil leef, sal vervolg word. Nie miskien nie, jy sal vervolg word. Want die wêreld, die mense en die bose gaan jou haat met 'n passie. Die verskil is, ons is nie oorgelaat aan ons eie lot nie. In hierdie omstandighede waarin ons tans is die Here met ons. Hy is by ons, en hy stap hierdie pad saam met ons. Die Here is die antwoord, die Here is die oplossing, die Here is die uitkoms vir ons. Hy is nie te blameer vir die slegte dinge nie. En ja, selfs die dood. Die wat my baie goed ken, weet ek kan baie uitbrei op, en vra verskoning. Maar ek wil net vinnig noem weer eens. Ons tradisies leer vir ons dat God is die bron van dood, die oorsaak van dood, die bringer van dood, die beplanner van dood, al hierdie tipe van dinge. Maar geliefdes, ek wil vandag vir jou sê, is nie wat die oorspronklike brontekste sê. Ons moderne vertalings sê dit. Ongelukkig verdraaid. Maar as jy teruggaan na die oorspronklike brontekste, Hebreëus, Grieks, Aramees, dan kry jy 'n ander boodskap. God is nie die bron van dood nie. Dood het ingekom as gevolg van die sondeval, mense keuse. God het juist gekom, Christus het gekom om die dood te oorwin, om die sondeval te oorwin, om die vyande te oorwin, om vir ons hoop te gee, en uitkoms te gee, lewe op lewe op lewe. Ons God is lewe. Christus getuig keer op keer. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die bron van lewende water. In Christus kry ons geestelike lewe, ewige lewe. Lewe. Nie dood nie. En geliefdes weer eens, ek kan baie uitbrei op. Ek gaan miskien net nog ietsie noem. Ek het net nog gepraat van die evangelie. Dat as ons sê dat God is die bron van dood, en Christus het die dood oorwin, dan sê ons mos eintlik Christus het vir Vader oorwin. En ons weet, dit is nie waar nie. Dit is nie so nie. Christus het die dood en die agente van dood deur die sondeval kom oorwin. Hy het nie homself kom oorwin nie. En ek wil miskien net laastens ons gaan 'n lekker pad stap dan nie. Psalm 139 onder andere net vir die deurgee. Ons moderne nuwe Afrikaanse vertalings, dinamiese ekwivalente vertalings, geïnterpreteerde vertalings sê dat God bepaal jou weer. As jy na die bronteks gaan kyk, die oorspronklike Hebreëus, soos in ons meer letterlike vertalings, dan sê dit God ken jou weer.
Liefde, daar's 'n groot verskil tussen God bepaal of beplan Jahwe en God ken Jahwe. Hy's alwetend. God weet alles. God weet die begin, God weet die einde. Hy ken dit. Hy ken ons pad. Matteus 10, 'n laaste voorbeeld net oor dit. Ons moderne vertalings, die dinamiese vertalings sê dat wanneer iemand basies sterf, is dit God se wil. As jy gaan kyk na die bronteks, die oorspronklike Grieks, dan sê dit heel iets anders. Dit sê as iemand sterf, is hy nie alleen nie. God is met jou. Dis totale verskillende boodskappe. So geliefde, ek wil miskien vandag net vir jou ook vra, ek weet of ek jou weer gaan sien nie. Kyk maar wat se vertaling jy het tans. Want vir 40 jaar plus is vertalings ingebring in die kerk, wat die kerk lam gelê het. En tradisies is opgebou wat nie in die brontekste is nie. God is 'n goeie God. Hy is regtig vir ons, hy's nie teen ons nie. En ek sê weer eens, ek kan vir baie voorbeelde, illustrasies en bevestiging gee. Maar mense het al baie na my toe gekom, kom ons sê iemand word vermoor, en dan sê hulle af, dis God se wil. Geliefde, ek wil vandag vir jou sê, dis nie God se wil nie. Hoe weet ek is nie God se wil nie? Want God sê in sy woord, moenie moord nie. As God sê, moenie moord nie, maar ons sê, ag, dis God se wil, God het dit beplan. Wat sê ons? Ons sê, God is 'n leenaar. Ons sê, God gaan teen sy eie woord. En ons sê, God het aandeel aan sonde van mens. Geliefdes. Nee. Ja, ons weet wel, God kan dinge toelaat. Spraak van die toelating. Maar God is steeds nie die bringer van die slegte nie. Hy's nie die oorsaak van die slegte nie. En hy's nie die beplanner van die slegte dinge nie. Maar God weet wat gebeur. En hy kan dinge wel toelaat met die doel om ons te louter, om ons te versterk of om ons terug te trek weer na hom toe. Die afsterwe van een persoon kan lei tot die redding van baie ander. Die afsterwe van een, Christus, het gelei tot die redding van baie. So ja, God kan iets toelaat, maar met 'n goeie doel en rede. Maar asseblief, God is nie die bringer van die slegte in jou lewe nie. Kom ons stem vir God vir wie hy werklik is. Geliefdes, ek het baie gepraat, ek vra verskoning, maar ek sluit af. God gee vir ons belofte. Hy gee vir ons belofte ook hier in Psalm 23, dat hy by ons is. En ons weet deur Jesus Christus het ons vandag aandeel aan hierdie Ou Testamentiese belofte. Deur Jesus Christus is die se kruisdood, is die skeiding tussen ons en God afgebreek. Christus word ook genoem Immanuel, wat beteken God met ons. Hierby is Christus aangestel as ons koninklike herder, ons Heer. Deur Christus het ons wat feilbare mense is, ons is maar sondaars, swakkelinge, maar deur Christus het ons vrye toegang tot God die Vader. Deur Christus het ons verhouding met Vader, verhouding met die Gees, en die Heilige Gees is ook met ons, in ons, by ons hier waar ons as gelowiges by mekaar is. God is teenwoordig, en God is aktief betrokke in sy kinders se lewens. Hy's 'n goeie God. Leer hom ken vir wie hy is. Hy's goed. Hy is so goed. Ons verdien almal hel. Hy is so lief vir ons, dat hy homself gegee het as volmaakte offer, as volmaakte plan, vir dit waarin ons onsself geplaas het. Hy is vir ons, nie teen ons nie. Johnny het hierdie dinge geweet. Johnny het die herder, die gasheer geken. Johnny het geweet dat dit die Here is wat sorg en voorsien, dat dit die Here is wat hom lei op die regte paai, dat dit die Here is wat hom beskerm. Johnny het geweet, dis die Here wat altyd teenwoordig is, alwetend, alomteenwoordig. En ek glo Johnny kon volhard tot die einde toe, omdat God met hom was en met hom is.
Geliefdes, om Johnny het rus gevind. En hy sal waarlik bly in die huis van die Here, tuis wees vir ewig in die teenwoordigheid van die lewende God. Hy het die beloofde land bereik. Want Johnny se pelgrimstoggie op aarde is verby. Maar geliefde, ek wil weer vra, ons pad is nog nie verby nie, ons pad is nog nie klaar nie. Ons het nog 'n pad om te stap. Kom ons maak seker ons stap hierdie pad saam met die Here. Nie teen die Here. En kom ons weet, ons enigste hoop is in Christus. Ons het die Herder, die Gasheer nodig. Luister na sy stem en volg hom. Geliefdes, met dit wil ons graag nou geleentheid gee vir die huldeblyke. Daar's 'n slideshow wat ons graag wil opsit met pragtige herinneringe. Dan is daar ook 'n paar, ekskuus al die Engels, voice notes wat ons ook graag wil speel. Dan gaan ons 'n open mic geleentheid ook gee. As daar enigiemand is wat graag ietsie daarna wil sê, is jy baie welkom ook. En daarna dan gaan ons oorgee ook vir Albert wat ook verder vir ons verrigtinge gaan hanteer. Maar geliefdes, kom ons kyk so saam ook na die pragtige herinneringe op die slideshow. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. Truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. Ons gaan dan eers ook geleentheid gee vir die voice notes. So kom ons luister graag daarna. Ajay, luister hier. You were always first in line, so why would it be different for heaven? But I got a couple questions. Is there a bar up there where you've got a favorite chair? Where you
Sjoe, hoe het ons hier gekom? Man, memories, daar is te veel en ek wens met alles in my, ek kon vandag daar wees om eer te betoon aan jou en aan die goeie papa en oupa en vriend wat jy vir almal vir ons was. En ek sê papa, nie net vir Sonet en Quentin nie, maar ook vir my en vir Roan. Ons het groot geword in jou huis. Jy was daar met al ons, my en Sonet se balletgoed. Jy het belang gestel, jy het gevra, jy het gaan kyk, konserte. Jy het grappies gemaak daaroor. Die een ding wat ek onthou, so goed van ons jong dae, is hoe jy vir Sonet leer bestuur het. En ek weet nie eers hoekom ek per se daaraan dink nie. Maar Sonetta, ek onthou het jy kwaad geraak en frustreerd geraak en uitgeklim. En hy het vir jou gesê, kom nee, klim terug, kom, ons moet maar weer probeer, daar by die stopstraat daar, naby waar ons gebly het in Jack van Rijn. Elke braai, elke kuier, elke vakansie, elke grappie, ek kan 'n boek skryf, want my hele lewe, vandat ek 4 jaar oud is, het gegaan saam met julle, saam met jou, John man, en dit is soos 'n pa wat ek verloor, en jy is soos 'n pa wat ek groet. En ek is jammer, ek kan nie daar wees vandag nie. Maar weet, ek is in my hart daar. En ek sal nooit ooit vergeet, elke keer wat of ons almal vakansie gaan hou het, of julle dalk gegaan het sonder ons. En die eerste ding wat jy sê as ons jou sien is, ek gaan see toe. Of as ons 'n vakansie saam beplan, waar jy vir ons gesê het, ons gaan see toe, elke liewe keer wat ons jou sien. Dit was 'n eer, rarig dit was. En hierdie moes nie so gebeur het nie. En ons kan nie liewe Jesus se plan vir hom voorskryf nie. Maar ons mis jou, ons verlang jou en ons gaan nog jou baie mis en jou baie verlang. Maar, OJ, ons sien jou een van die dae daarbo. En soos die liedjie sê, dan kan jy ons vertel hoe wonderlik dit daarbo is. En ons weet, jy kyk af na ons toe. Elke een van ons kinders, familie, neefies, niggies, kleinkinders. Lief jou, OJ. With friends and talk about the weather. Is there a place you go to watch the sunset? No, is there a song you just can't wait to share? Yeah, I know you'll tell me when I get there. John man. Joens, ek weet nie meer dit te doen nie. Ek dink nie een van ons was al ooit gereed of al gereed om vir jou kobaai te sê nie, om na jou te groet nie. Maar so loop die lewe maar sy draaie. En met my hele wese wil ek ons almal eintlik so bitter graag by julle wees vandag. Om vir jou te groet en om net 'n drukkie te gee vir die kinders en vir Anet. Aangevriende familie, dit wat ons mekaar genoem het, nee. En dit wat ons was, familie. Ons kinders en saam groot geword, van 4 jaar oud. En so het ons elke Kersfees saam gewees, en ons was elke verjaarsdag saam. En het ons soveel keer saam vakansie gehou, ons het elke Saterdag saam gebraai, dit was sulke goeie memories. Ek het weer deur al my albums gekyk en elke liewe foto is so kosbaar. Ongelukkig is dit vir ons absoluut onmoontlik nou. Alles het nou gebeur hierdie Woensdag. Baie belangrike samesprekings met Eskom. En die kinders wat masels het, die klein kinders. En Lies het dit so ouma moet kyk. Ek is so jammer. Ek sou enige iets gee om daar te wees, maar so gebeur die lewe soos ek gesê het. Maar ek wil vir jou dankie sê vir 35 jaar se vriendskap.
as dit nie 36 was nie. Ek het nou nie mooi getel nie. En ek is trots, ons is trots om jou ons vriend te kon genoem het. Beter kon mens nêrens kry nie. So al kan ek nie daar wees nie, hou ek julle almal, jou familie, styf in my hart vas. En vir jou wil ek net sê, mooi loop, tot ons mekaar weer sien. Ag Jonsie, OJ, waar sal ons nou begin, hè? Sal altyd jou goeie hart onthou, daar was nog altyd plek vir nog ene. Ag, en jy het ons altyd laat lag, jou grappies en jou sê goed. Was nou maar net jy gewees en braai sê jy altyd gesê het, bring nog rips, ons gaan nou braai. Want die koole was mos nou warm gewees, man. Jy was mense geen ander mens nie, opreg en liefdevol en geliefd. Baie mense het jou baie lief gehad. En ek weet, ons kon ook daar gewees het, maar omstandighede laat het ongelukkig nou nie toe nie. Maar ek weet jy sal het verstaan. En mag God na jou kyk. En asseblief, kyk na ons ook, saam met God. En tot weersiens, ek's lief vir jou. Ons harte is baie seer en jy sal gemis word. Maar jy is altyd in ons harte. Lief jou, Johnny. Rustig rus. Dis hartseer ons weg, maar God het 'n groter plan. Oom Johnny, lekker staan in die hemel en ons gaan oom vreeslik mis. Eet nou al die barwans wat oom wil, want niemand gaan kyk hier. En oom mag nou. Al my liefde, JC. Ag jy. Pragtig, baie dankie ook vir elkeen daarso. Dan geliefdes, ons wil graag geleentheid gee vir 'n open mic. As ek het reg het, ek weet André wil graag ook ietsie noem, as ek het reg het. Of nou moet ek sê, ek maak Renier. Is dit 'n ander André? Ekskuus oom André daar, nie oom André daar nie. Skryk om André hier voor, hy sê, oh shame, ekskuus oom André, oom is baie welkom. En ek dink is ook Renier, as ek het, Raymond, daar sê, wat ook graag ietsie wil sê, julle is baie welkom, hoor. Bly, dankie. Bly jy dan vir my so ding, want ek het nie 'n baie harde stem nie. Anet, die kinders, baie dankie vir die geleentheid. Het is my groot eer en 'n voorreg om al dit te bring aan ou Johnny. As ek net kyk na die hoeveelheid mense teenwoordig en ook mense wat kyk regstreeks en ook die huldeblyke wat ons nou al gehoor het, die Johnny voorwaar die son oor baie mense laat skyn. Ek het so 'n paar dingetjies vasgepen, net 'n paar hoofgedagtes. Ek het ook beloof om daarby te bly, want anders dan gaan ek die hele dag hier so staan. So kleurvoller mens was Johnny. Jy kan net die hele dag met hom praat. Nou ja, Johnny was nie net 'n fantastiese eggenoot van my kleinsus nie. Hy was ook 'n pa en oupa 1000. Daar was hy ook 'n geliefde en loyale vriend vir baie van ons. Hy was 'n maat en steunpilaar vir die res van die familie, as ook vir sy baie vriende. Sy tal en noemnaampies wat hy deur die jare verwerf het, getuig van die liefde wat die mense gemoedelik aan hom toegedig het. Name soos Jonsie, OJ, Jonas, John man. Dis maar net 'n paar voorbeelde hiervan. Ek dink aan die hoeveelheid mense, familie, vriende en kennisse wat hy om watter rede ook al met 'n vrygewige hand saam met Anet aan huis gebring het. So ek het my seun, terwyl hy op universiteit was, vir 5 jaar by hulle gebly. En Johnny was vir hom net 'n vriend en ook 'n pa daai tydperk. Sy hart en huis was altyd 'n liefdevolle skuilings vir almal. Noodloos om te sê hoeveel keer baie van ons lekker saam met hom om 'n vuurtjie gekuier het. Hy was altyd aan die voorpunt van grappies maak en stories vertel. En kon hy nie lekker stories vertel nie. Hy kon almal se siel uittrek. Hy het sy eie maniertjies gehad om baie dinge te doen en te sê. Daaroor terneer en as sy hoek vasgekeer het, was hy geliefd te sê ding. Ah, shut up your face.
vir my en my gesin, was hy 'n kampmaat 1000. Sonder fiteriasies, wat lekker kon kuier, en elke oomblik het hy geniet, asof dit sy laaste was. Dis 'n les wat ons almal kan leer. Voluit lewe, elke oomblik geniet. Elke oomblik saam met jou familie en vriende waardeer en geniet. Ons het heelwat plekke goeie tye saam beleef, ver gery vir sy geliefkoeste vis en chips, tot ons die beste kry. En dan ook, wat is 'n braai sonder 'n ribbietjie? Sê Johnny. Was altyd vir ons baie lekker om te sien hoe hy ordentlik kon eet. Hy het altyd ook geëet asof dit sy laaste was. Dit is regtig moeilik om te besef, te verstaan, dat hierdie kuiertjies verby is. Rustig. Dankie om André, pragtige woorde, groot waardering. Dankie Raymond, ek wil net seker maak. As hy. Kan ek gou die... Ekskuus, kan ek gou... Sjoe, jy probeer jouself altyd half al voorberei as iemand wat jy bo staan om iets te sê. En die lig in die donker in my hart het vandag my afweet. Ek wil hier instap en soveel goeie goed vir my spoel sê. Maar die hartseer vang my bietjies, ekskuus. Soos ek myself nader kan trek aan myself. Die voice notes het my so bietjie gevang na Berg se preek, baie dankie. Het ek eintlik baie beter gevoel. Want ek weet die goed in die lig is daar. Ek moet hartseer wees en ek gaan hom mis. En ons almal gaan hom mis. Maar ek gaan vashou aan die goeie goedjies. Ek gaan vashou dat hy my hart is en ons gaan hom weer sien. So terwyl Raymond gou ietsie sê, wil ek graag gou iets uitdeel wat ek dink meeste van ons hom geken het by. En hy was verskriklik lief vir dit. En ek hoop, dit gaan net vir julle so klein bietjie soet vandag bring. En ek het gedink ek gaan baie sterker wees as wat ek nou is, soos verskoon my. Jaco, Anthony. Ja, dankie ook vir die geleentheid en die mooi woorde Dominee wat gespreek het. Ek sien heeltemal seker of ons dalk met mics ruil nie, want ek hoor hierdie ene breek 'n bietjie op, so as hy ook opbreek, verskoon my. Ja, daar's ook baie memories soos my pa gesê het. Ek dink ons sal soos maande hier kan staan en stories uitruil. Maar okay, dankie. So ek dink ons, ja, as ek terugdink die memories wat ek al gehoor het, as ek dink so sees toe oom Johnny en almal se lewe gekom het, toe ons nog nie bestaan het nie. Is my moeilik om daai prentjie te kyk en te dink, die stories wat ek gehoor het, oom Johnny het sulke lekker lang hare gehad tot op die bout blykbaar op 'n stadium. So ek weet nie, in daai jare was dit soos, hoe langer die hare was, dan vang jy makliker vrou of so tipe ietsie, maar duidelik het dit gewerk vir Tannie Anet. En met die liefde van sy visvang ook, so ek dink die tannie het die hele hoek en sinker toe nou ingesluk op daai stadium.
En ek het nou gewonder terwyl ek daar sit, ek wonder wie die stryd gewen. Jy weet, was dit nou oom Johnny of tannie Annette, maar ek dink op die einde van die dag het hulle albei die stryd gewen, want dit het families bymekaar gebring en ons het so baie ander familie bygekry daai tyd en jy weet al ons kinders en kleinkinders en ek wil ook net sê wat my pa gesê het, hy het al 'n paar goedjies van oom Johnny klaar genoem en ja, toe ek by hulle kom bly het, dit was soos 'n eer, dit was liefdevol, ek kon die liefde voel in die huis en ek het gevoel soos ek was deel van die familie, soos 'n seun, soos hy na my gekyk het en hy was my pa weg van die huis af, so en dis hoe ek gevoel het oor hom ook. En hy was daar elke keer as hy hom nodig gehad het en ek dink soms dalk op 'n stadium tussen die 4 van ons wat daar gebly het op daai stadium. Ek dink miskien was ek dalk die favourite want dit het my altyd laat later huis toe kom as ek gaan kuier het, so ek moes seker maar die favourite gewees het op 'n stadium. En ja, ek dink is eintlik ook kom maar dalk sy kinders baie stout was, so hy het my dalk ook gebruik om hulle te help. Who knows, jy weet, maar wat ek ook wil sê is eventually was ons 4 en toe kom daar 'n 5de persoon by, ons ou Albert. En toe is ons 5. En toe die familie gegroei in daai huis en ons almal het weet ek en Albert was kinders van vroeg af. En ek dink ook met oom Johnny wat so vasgebyt het en jy weet geflikvlooi by die tannie, wat 'n spesiale man om deur te druk. So dit beteken vir my hy het tannie baie lief gehad. Dat niemand hom sou gestop het om nie jy weet op die einde van die dag te trou met tannie en tannie lief te hê en al die wonderlike values wat die oom vir ons gewys het in die huis. Hy was 'n opregte mens. Was nie 'n mens wat hom nie ontmoet het, wat hy nie geraak het op sy hart nie. En hy het almal se harte geraak en ek dink daar's nie 'n gebou groot genoeg van al die mense as julle daar sou insqueeze nie. En dan was daar ook so 'n interessante storie ook gewees van toe ons al gebly het. Simpel voorbeeld, kom ons sê met sy swembad, hy was baie trots op die swembad. So as die swembad groen is of whatever, daai kriepie kan buite op die gras lê of die mandjie kan vol wees of whatever, maak nie saak wat die rede is nie. Johnny sou gesê het, jy steek hom met 2 koppies kloor. Hy was altyd die rede en so het die joke aangegaan later aan. Simpel voorbeeld, byvoorbeeld kom ons sê die grasnyer breek en oom Johnny sukkel met die grasnyer en hy weet ook hoe werk die grasnyer nie. Dan het ons begin met hom joke en dan sê hy steek hom met 2 koppies kloor, dan gaan hy werk. Jy weet so, dan kan oom Johnny 'n bietjie opgewerk raak weer die grappie, maar dis eintlik sy grappie gewees. Jy weet maar so, dis die man wat hy was. So dit was baie fun geweest en spesiaal en ek wil net vir Connie vra om net daar ietsie onder uit te haal. So ons was 4 soos ek sê en ons is 5 gewees in die huis. En ons is soos boeties en sissies en jy kan vir jou maag gee. So van ons af letterlik vandag steek ons vir oom Johnny 5 koppies kloor. Jy weet, ons weer die hemel gaan skoon bly daarbo en ons is bly hy is saam met ons geliefdes en hy's altyd in ons harte, maar ons weet vandag hy's nou by ons elkeen in gees ook vir ewig. En ek wil net een ding sê ook soos my oupa, tannie se pa en my pa se ma, se pa. Ons het altyd gesê toe oupa oorlede was, dit was 'n klein man, maar weet 'n groot man in 'n klein liggaam gewees. En oom Johnny was nou 'n bietjie 'n groter postuur as oupa, maar ek dink dit was nodig vir sy groot hart wat hy gehad het vol liefde vir almal. So dis hoe ek vir oom Johnny gaan onthou. En hy leef voort in ons elke dag. Dankie julle. Love you, Elfie. I will miss you. Dankie, nou voel ek sommer beter. Dankie. Ek het myself so half ingeboelie in die bedankings in, maar voor ek dit doen, soos Raymond gesê het, my skoonpa was 'n verskriklike groot gees in baie mense se lewens, definitief in myne. En ek dink daar's 'n paar goedjies wat ek by hom geleer het wat altyd by my sal bly. En een van die grootste goed is die klein goedjies in die lewe is
wat saak maak. Die tyd saam met jou familie, maak nie saak hoe kort dit is nie. Die bar one, wat ons nou uitgedeel het, wat hy so verskriklik geniet het. Die samesyn met familie en vriende. Natuurlik die Saterdagmiddag braais, saam met 'n biertjie, definitief 'n skaaprybbetjie en altyd vir my skoonma gesê dan moet wors wees. Dit was 'n instelling, dis hoe dit was. En vandag besef ek hoe min tyd ek saam met hom gespandeer het. Ek kon soveel meer tyd saam met hom spandeer het. Hy het soveel meer gehad om vir my te leer. My skoonpa het nooit iets sleg gehad te sê van enigiemand nie. 'n staaltjie wat ons ook so vinnig gedeel het, is jare terug toe ek by Sonet begin kuier het, toe ons almal in my skoonma se werk is, ons om tuitie toe, en 'n brander kom toe verby en slaan sy valstande uit, en dit het my skoonma verskriklik geïrriteer, dat hy staan in die straat, en hy praat met elke liewe persoon wat verbykom, en ek weet nie of dit net was om haar te koggel nie, of net omdat hy so groot hart gehad het nie. Maar hy het altyd tyd gehad vir 'n vreemdeling. Hy het altyd tyd gehad vir sy familie, vir sy vriende. En 'n Joensie het baie byname gehad by almal van ons. My bynaam vir hom is Pa. Hy was my pa, hy was nie my skoonpa nie. En ek weet, hy is in my hart. Hy is dalk nou weg. Ek gaan hom dalk nou nie sien nie. Hy is dalk net op 'n baie lang vakansie. Maar ek gaan hom weer sien. En ons almal gaan hom weer sien. Ek wil net vir Ma dankie sê dat Ma is. Dat hy die pa was vir 2 ongelooflike kinders. Wat vir my 'n ongelooflike vrou gegee het. Ongelooflike seun met 'n ongelooflike vrou met een van die mooiste kleinkinders wat 'n mens ooit voor kan vra. En ek weet Ma se hart breek, ons is hier vir Ma. Ons almal wat hier sit is hier vir Ma. En al die mense wat hier so sit, is 'n getuig van hoe groot Pa se hart was. OK, ons is hier vir Ma. Ons is lief vir Ma. OK. En nou gaan ek die bedankings probeer lees. Ek het vir Berg gevra om my dalk te help. Berg, ek wil net vir jou sê, ek het regtig hierdie wroging gehad toe ek hier instap oor wat ek moet sê en hoe ek dit moet sê. En ongeag die feit dat ek emosioneel is, voel ek ongelooflik. Ek weet waar hy is. Ek voel beter. Regtig in my hart voel ek beter. Baie dankie. Dankie. Kom ons kyk of ek deur hierdie ene gaan kom. Ekskuus julle, Andre het gesê dit gaan 45 minute vat, sy al dit blyk, nou lyk myne vat 45 minute, ekskuus Andre. My skoonpa sou lankal gesê het, maak gou, ons gaan nou braai. Nou moet ek eers die foon omdraai. Dankie, Lovie. Eerstens wil ons net dankie sê vir ons hemelse Vader, by wie ons Papa nou is, wat ons vertroosting en sterkte en versterk in hierdie tyd, ekskuus. Al die familie en vriende wat vandag hier is, of wat op die livestream kyk, baie dankie dat julle hier is, ons weet van julle het baie ver gekom, ons is baie lief vir julle. Baie dankie vir almal se gebede, oproepe, bystand en liefde in hierdie baie moeilike tyd. Almal wat kom kuier het by die hospitaal, blomme, kos, aangedraai het, ons sou dit nie sonder julle kon doen nie. Baie dankie vir die ongelooflike personeel by Marie Kliniek. Besondere mense, fantasties, die mense was regtig goed vir ons familie. Baie dankie Berg en die susters van die gemeente vir die tee en die koffie en die voorbereidings, baie dankie. Natuurlik Afbob en julle staf vir al die reëlings, baie dankie daarvoor. En dan baie dankie Johnny, Joensie, Papa, OJ, Oupa,
veral papa se grappies, liefde, en sommer net die papa, en sommer net omdat papa ons papa was. Ons is so bitter lief vir papa, en sorry julle, en die lewe gaan nie meer dieselfde wees sonder papa nie. En aan ma, wil net al die kinders bedank vir julle bystand in die tyd wat julle hier was. Ek sien dit in haar hart en ek sien dit in haar oë, sy waardeer dit opreg. Nou ja, ouens, dis ek. En weer eens baie dankie vir almal wat hier was. Ons is lief vir elkeen van julle. Dankie. Baie dankie Albert, vir die mooie hantering ook, en al die mooie woorde, en vir almal ook, wat pragtige woorde gedeel het. Baie dankie vir elkeen ook. Geliefdes, ons gaan afsluit met die slotlied, dis die oorwinningslied. Ek wil net eers so 'n paar dinge net deurgee vir ons, voordat ons ook afsluit. Na die slotlied gaan ons staande bly vir die seën, wat ek ook graag wil uitspreek. En daarna kan die draers weer vir ons na vore kom. Dis Quentin, dis Albert, Raymond, Andrei, Sonet en Anthony. So baie dankie ook vir die draers. Van hier af wil ons vra dat die kus gaan eers uitbeweeg, naaste familie daarna, en dan is die res van ons ook welkom. Dan gaan ons by die motor bymekaar kom en verrigtinge net daarso afsluit. Na verrigtinge by die motor is jy dan baie welkom vir verversings. Hier agter die kerkgebou is die saal waar jy ook ietsie saam met die gesin en familie so kan benut. So baie dankie ook vir elkeen. Geliefdes, kom ons gaan staan en kom ons gaan saam sing die oorwinningslied, die nuwe weergawe. En die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Om deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basuine, slaan op dromme en kom dans voor God se hoor. Kom leef in die oorwinning van sy woord, waarin ons geloof, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
Jesus Christus weer sy bruid gaan kom haal. Ek glo die Vader het alreeds die dag en uur bepaal. Ek sien al klaar die feestelike hemelbruilofsaal en die tafel met ons bruilofsmaal. Die Gees en die bruid sê Maranatha. Die Gees en die bruid sê Maranatha. Die Gees en die bruid sê Maranatha. Kom Here Jesus kom. Kom Here Jesus kom. Kom Here Jesus kom. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Ek spreek dit graag uit Filippense 4 vers 7. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en julle gedagtes die wagge in Christus Jesus, ons Here. Amen. Die draers kan vir ons na vore kom. Baie, baie dankie.